Vriende, goeiemôre. Dis Vrydag, dis my gunsteling dag. En dis die 26ste Julie natuurlik, Koffiekuier 868. Die verdieping u wat dalk gemis het, waarmee ons besig is, ek sê sommer net gou vinnig weer. Ons is in die gemeente besig met 'n reeks oor die saligsprekinge, so vir die volgende 9 weke of 8 weke dan nou nog, waar ons bietjie kyk na die andersom wêreld, die andersom wêreld, waarin Jesus ons innooi, wat hy sê, in sy koninkryk, in God se koninkryk werk dinge anders as wat ons in hierdie lewe daaroor dink. En verlede week Vrydag, Sondag en dan Dinsdag wat verby is, het ons stilgestaan by die eerste saligspreek wat sê, geseënd is diegene wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. En daai gedagte wat ek Dinsdag gedeel het om te sê, ons word uitgenooi om nie so krampagtig vas te hou aan ons moet beheer, ons moet sorg, ons moet voorsiening maak, ons weet al daai goed nie, maar om te laat los en te sê, Here God, ek vertrou U in hierdie lewe. So die hele beginsel van hierdie reeks vriende gaan daaroor dat Jesus vir ons sê, dinge in God se koninkryk is onderste bo, dis andersom as wat ons dink in hierdie lewe. Maar dan as ons by die tweede saligspreking kom, waarby ons dan nou vandag Sondag en volgende Dinsdag stil staan, dan is daar 'n gevoel in my wat sê, dis glad nie so andersom as wat ons dink nie. In Matteus 5 vers 4 staan daar, dat Jesus gesê het, geseënd is die wat treur, want hulle sal vertroos word. En jy sal met my saamstem, dis mos nou half logies, né? In hierdie lewe, wanneer mense hartseer is, wanneer mense treur, dan is daar ander wat hulle vertroos. Dis mos nou net common sense, né? Dat ons as mense sal daai stuk empatie inleef om te sê, kom ek is hier, ek sit my arm om jou, ek gee jou 'n drukkie, ek hou jou vas, ek sê vir jou, byt vas, jy moet, dit gaan gaan weer. So, dis nie regtig so andersom nie. Maar die vraag is dit? Want ons het tog ook mos maar groot geword in 'n lewe, in 'n wêreld waar mense sê, man, moenie nie met jou emosies op jou mou loop, met jou hart op jou mou loop hê. Jy moet daarom probeer om te kan beheer hoe jy optree en hoe jy voel in so aan. Vroeger jare veral cowboys don't cry, nee. En genadiglik is dit besig om te skuif in 'n wêreld wat baie meer bewus is van geestesgesondheid en mental health issues en al daai goed. Sê ons nee, ons moet die emosies wat ons beleef moet ons hanteer. Nou is die interessante, ek wil nou nie die hele preek van Sondag vooruitloop, ek is toevallig Sondag hier in die kerkgebou, so jy gaan as jy aanlyn inskakel by ons nou maar weer in my vaskyk. Ek gaan nou nie die hele preek van Sondag vir môre al uitlap nie, maar wanneer Jesus hier praat oor treur, daar is verskillende Griekse woorde wat vir treur kan gebruik. Hierdie is 'n baie sterk woord, ek sal Sondag meer daaroor sê, wat eintlik sê, dit gaan nie maar net oor 'n traantjie pink hier en daar nie, maar om met diep emosie te leef. Onthou daai woord splangitsomai, wat ook gebruik word vir wanneer Jesus gebeure sien en sy ingewande in beweging kom. Dis amper hierdie ding van jou hele liggaam reageer op gebeure. Nou is die interessante, ek lees so 'n bietjie op die internet hierdie week in my voorbereiding, dat daar 'n klomp prosesse, reaksies in 'n mens plaasvind fisiologies wanneer jy geraak word deur iets. Of dit nou die sleg nuus is van die afsterwe van 'n geliefde, of dit iets is van waar jy op die nuus sien van gruwelike goed wat gebeur, verkrachting, moord, noem maar op, dan kom ons in beweging en daar fisiologies gebeure kom goed. Onder andere begin ons huil, ons as mense, en ek gaan 'n Sondag bietjie meer sê oor die trane en die samestelling daarvan en so, baie interessant, maar onder andere ook maak mense jou lugpyp, nee, jou nou moet ek mooi probeer onthou, jou simpatiese senuweestelsel sê, jy het meer suurstof nodig, want hier's 'n intens emosionele ding in jou lewe gebeur, hier's 'n ding waarop jou liggaam moet reageer, so jou lug wegmaak en ook oop om te sê, ek het meer suurstof nodig, sodat ek kan tradisioneel in die dierewêreld kan veg of kan vlug, nee. Maar ons as mense is ons nou mense ook wat met 'n kom ek sê maar subconscious, 'n gewete, so jou parasimpatiese senuweestelsel sê weer, jy gaan ooreageer, so ons moet toemaak, en dis wat hy knop in die keel baie keer veroorsaak.
Nou, ek gaan nou nie 'n klomp goed verder sê nie, vriende. Ek wil eintlik vanmôre vir jou uitnooi om so bietjie te dink, vandag nou, of later vandag, vanaand, môre, wanneer ook al, om so bietjie te dink oor wat die goed is wat jou laat huil in jou lewe. Ek sit ons nou hier in Kleinmond en ek weet nie noodwendig wat presies in elkeen van julle se lewens gebeur het, behalwe die ouens wat so nou en dan vir my boodskappe stuur, baie dankie daarvoor. Wat is die goed wat jou laat huil in die lewe? Dalk is daar 'n verhouding wat net nie lekker loop nie. Met jou huweliksmaat, jou lewensmaat dalk, dinge wat gedurig is aan botsing en struweling en so aan. Dalk is jou verhouding met een van jou kinders besig om regtig op 'n manier anders uit te draai as waarvoor jy gehoop het. Dalk is jy bekommerd oor die omstandighede waarin 'n familielid leef, wat finansiëel of emosioneel of wat ook al baie swaar kry. Wat is die goed wat jou laat huil? Dalk het jy onlangs 'n geliefde aan die dood afgegee en moet jy in hierdie nuwe normaal gewoond raak om te sê, maar hoe gaan ek aan sonder hierdie persoon in my lewe? Wat is dit wat jou laat huil? Is dit dat jy geraak word, emosioneel geraak word, dat jou ingewande in beweging kom as jy nuus kyk en ek wou sê die gruwelike goed sien wat gebeur in die wêreld? En ja, ons weet ons is al baie keer net sleg nuus wat deurgegee word, maar ons moet daarvan weet ook. Wanneer 'n jong meisie verkragt word of 'n bejaarde egpaar vermoor word, laat hierdie goed jou huil. Onthou julle, Jesus het baie gehuil in sy lewe, in sy aardse lewe. Onder andere, wanneer hy in Jerusalem inkom, daar voor sy lydensweg en sy kruisdood, dan huil hy oor Jerusalem wat nie besef waaroor die koninkryk van God gaan nie. Waaroor huil ons? Want ek dink, vriende, as ek dit nou maar so bietjie die gordyn kan ooptrek, wanneer Jesus hier sê, geseënd is die wat treur, want hulle sal vertroos word, dan gaan dit oor baie meer as sommer net, iemand het lelik vir my gesê, en is my hart bietjie seer. Dit gaan oor 'n groter werklikheid. Dit sluit hierdie ander natuurlik in, maar dit gaan oor 'n groter werklikheid. En wat is dit waaroor ons moet treur? En dan sit nie hierdie ding van, ag, nou moet ons maar net 'n sak en as gaan sit huil nie. Want Jesus sê nie net die treur, hy sê ook geseënd is hulle, want hulle sal vertroos word. Ek nooi jou uit, kom kuier Sondag saam met ons aanlyn, of as jy in die omgewing is in persoon, by die Kleinmond Kerk gebou hier in Vierdelaan, en ons gesels bietjie verder oor hierdie ding van huil, van treur, en wat dit vir ons in die andersom koninkryk van God dan ook beteken. Kom ons bid saam. Here, wanneer ons vanmôre so saamgesels vir 'n oomblik oor dit wat U, Here Jesus, hier sê in Matteus 5 vers 4, dan moet ons onmiddellik erken dat daar soveel goed in ons lewens is, waaroor ons wil huil, waaroor ons wil treur, waaroor ons op 'n manier sê, Here, my hele lewe, my ingewande kom in beweging, my keel trek toe, want hier is soveel goed wat stikkend is, in die gebroke wêreld waarin ons leef, soveel goed waarvan ons hoor en weet, en dalk self aan die lyf ervaar, wat ons uitmekaar uittrek. En dankie dat ons dan vanmôre, Heilige Gees, ook al reeds kan weet, dat dit nie maar net, hier's die sleg nuus en nou deel met dit nie, maar dat U ook vir ons sê, julle wat treur, sal vertroos word. Dankie dat ons as gelowiges ook met 'n ander perspektief, met 'n andersom kyk na die wêreld kan kyk. En Here, dat ons kan weet dat U by ons is elke oomblik. Ons eer U daarvoor. Help ons as ons so 'n bietjie nadink oor die goed wat ons laat treur, wat ons laat huil. Vader, en wys ons deur die Gees ook wat daai een of twee goed is in elkeen van ons se lewe spesifiek, wat ons dalk op 'n manier ook nie krampagtig moet aan vashou nie, om self te probeer hanteer en self te verwerk nie, maar dat ons ook met hierdie goed wat ons laat huil, hierdie goed wat ons laat treur, Here, dat ons ook daarin sal leer om oop te maak, om te vertrou, om te sê, Here, hier is ek met my stikkend en my seer. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Vriende, ek hoop jy het 'n goeie naweek verder.
mag wat jy ook al doen, vir jou help om diep met jou emosies te connect en dit voor God te bring, dan ook hierdie naweek. Natuurlik, geniet jou beker koffie, jou sê ons mos in Afrikaans, jou boere troos, want die troos kom van God af. Mooi loop, ons gesels Sondag en dan volgende Dinsdag weer.